Goeiedag graad 12. Ons is nou by les 3, bladsy 12 tot 16 en hierdie les gaan oor aansuiwerings. Ons gaan nou kyk na aansuiwerings en die slotrekeninge van maatskappye. So die aansuiwerings en die jaareindprosedures word dieselfde gevolg as in die ander ondernemingsvorme, behalwe vir twee belangrike aspekte wat dan nou sal bykom, naamlik die betaling van inkomstebelasting en ook die verdeling van wins aan die aandeelhouers in die vorm van dividende. Hieronder gaan ons nou aansuiwerings wat julle al reeds ken, kortliks hersien, wat julle in graad 10 en 11 gedoen het. Ons gaan begin met waardevermindering. So daar is twee metodes soos julle weet. Die eerste een is die kosprysmetode of dit kan ook die reguit lyn of vaste paaiementmetode genoem word, as ook die verminderde saldo metode wat dan die boekwaarde of draafwaarde metode ook genoem kan word. Julle moet net onthou dat daar nie waardevermindering op geboue is nie. So wanneer waardevermindering op 'n vaste bate afgeskryf word, word daar 'n uitgawerekening, naamlik waardevermindering, geskep en hierdie rekening word dan nou gedebiteer en 'n negatiewe baterekening word geskep, naamlik opgelope waardeverminderinge dan op voertuie of toerusting en hierdie rekening word dan gekrediteer. So die waardevermindering wat vir 'n spesifieke finansiële jaar afgeskryf is, moet volgens die paringsbeginsel as 'n toegerekende uitgawe by daardie jaar se wins in die staat van omvattende inkomste of inkomstestaat afgetrek word. Nou gaan ons kyk na opgelope uitgawes teenoor vooruit betaalde uitgawes. So indien 'n uitgawe vir 'n spesifieke finansiële tydperk aangegaan is, maar nog nie ten volle betaal is nie. Met ander woorde, ons het iets aangekoop, maar ons het dit nog nie betaal nie, beteken dit dat ons nog geld aan daardie verskaffer skuld en daarom gaan ons dan nou 'n tydelike las skep, naamlik opgelope uitgawes en dit gaan ons help om ons uitgawes te vermeerder sodat die korrekte uitgawebedrag dan getoon kan word. Nou die teenoorgestelde kan ook gebeur dat ons 'n uitgawe in die finansiële jaar of in die finansiële tydperk reeds gedurende die tydperk betaal, wat beteken dat volgens die paringsbeginsel ons het te veel betaal. So wat hier gebeur is byvoorbeeld ons koop iets aan wat eers in die volgende finansiële jaar afgelaai gaan word, maar ons het dit reeds in hierdie finansiële jaar betaal. En dan gaan ons 'n tydelike bate moet skep, naamlik vooruitbetaalde uitgawes en dit gaan dan nou help dat ons uitgawes kan verminder, sodat ons die korrekte bedrag dan kan toon. Dan opgelope inkomste teenoor vooruit ontvange inkomste. So hier kan presies dieselfde gebeur as met ons uitgawes. Ons kan inkomste vir 'n spesifieke finansiële tydperk verdien, maar ons het dit nog nie ten volle ontvang nie. Dan gaan ons volgens die paringsbeginsel dan nog geld aan ons geskuld hê en daarom gaan ons dan 'n tydelike bate moet skep, naamlik die opgelope inkomste rekening, wat dan gaan help om ons inkomste te vermeerder, sodat ons die korrekte inkomstebedrag kan toon. So ook die teenoorgestelde, ons kan 'n inkomste ten opsigte van ons vir 'n volgende finansiële tydperk reeds gedurende die huidige tydperk ontvang, wat dan beteken ons het te veel inkomste ontvang en ons dan 'n tydelike las, naamlik vooruit ontvange inkomste gaan moet skep, sodat ons dan ons inkomste kan verminder om die korrekte inkomstebedrag
te kan toon. Ons gaan nou kyk na oninbare skulde en die voorsiening vir oninbare skulde. So oninbare skulde is wanneer 'n debiteur dan nou nie sy skuld kan betaal nie en dan nadat behoorlike magtiging gekry is, dit dan as oninbaar afgeskryf kan word. So dit is dan 'n uitgawerekening wat ons gaan skep, naamlik oninbare skulde, en hierdie rekening word dan nou gedebiteer, en 'n baterekening wat ons noem debiteure kontrole, as ook natuurlik die debiteur se persoonlike rekening word dan gekrediteer met die bedrag van die skuld wat ons dan nou afskryf. So onthou, die debiteur se rekening word dan 0. So wanneer die debiteur se rekening dan nou 0 is, beteken dit dat daardie debiteur dan nie meer op ons boeke gaan verskyn nie. So in die staat van finansiële posisie of in die balansstaat moet die bedrag dan nou ook wat deur die debiteur verskuldig is volgens die omsigtigingsbeginsel so realisties as moontlik aangetoon word. Daar moet dus dan 'n voorsiening gemaak word vir die feit dat sommige debiteure dalk nie hulle skulde kan of gaan betaal nie. So 'n voorsiening vir oninbare skulde rekening word dan geskep deur 'n uitgawerekening, naamlik voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, en hierdie rekening word dan nou gedebiteer, en 'n negatiewe baterekening, naamlik voorsiening vir oninbare skulde, word dan nou gekrediteer. So indien die voorsiening vir oninbare skulde vermeerder, word die uitgawerekening dan wat voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering is, gedebiteer, en dan die voorsiening vir oninbare skulde rekening wat 'n baterekening is, word dan gekrediteer. In die geval waar voorsiening vir oninbare skulde egter verminder, ontstaan 'n inkomsterekening, naamlik voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, wat dan gekrediteer gaan word, en die baterekening voorsiening vir oninbare skulde word dan gedebiteer. Nou baie belangrik wat julle moet onthou, is die netto handelsdebiteure is gelyk aan die handelsdebiteure minus die voorsiening vir oninbare skulde. Verder kyk ons nou na verbruikersgoedere voorhande en handelsvoorraad tekort of 'n surplus. So aan die einde van 'n finansiële jaar word die bedrag van alle ongebruikte verbruikersgoedere, soos byvoorbeeld skryfbehoeftes of verpakkingsmateriaal, selfs brandstof, deur 'n fisiese voorraadopname bepaal. So slegs daardie voorrade wat gedurende die jaar werklik gebruik is, moet volgens die paringsbeginsel as 'n uitgawe by die jaar se wins afgetrek word. Met ander woorde, nie alles wat ons aangekoop het, moet wys as 'n uitgawe nie, maar slegs dan dit wat ons wel gebruik het deur die jaar. Die ongebruikte voorraad word as 'n bate in die staat van finansiële posisie of dan ook die balansstaat getoon, aangesien dit eers gedurende die volgende finansiële tydperk verbruik sal word. So 'n baterekening wat ons noem verbruikersgoedere voorhande word dan gedebiteer, en dan die spesifieke uitgawe wat nou byvoorbeeld skryfbehoeftes of verpakkingsmateriaal kan wees, word dan gekrediteer met die bedrag van die ongebruikte voorraad. So die staat van finansiële posisie of die balansstaat moet dan die korrekte bedrag van die handelsvoorraad wat op die laaste dag van die finansiële jaar beskikbaar is, aantoon. Die saldo van die handelsvoorraadrekening toon nie noodwendig die fisiese voorraad voorhande nie. Daar moet 'n fisiese voorraadopname gemaak word om te bepaal of daar nie dalk voorraad verlore geraak het of gesteel is nie.
So indien die fisiese voorraadopname toon dat daar wel 'n voorraadtekort bestaan, met ander woorde, dit wat ons fisies tel, wat in die stoorkamer is nie dieselfde as wat in ons handelsvoorraadrekening getoon word nie, beteken dit dat daar dan 'n voorraadtekort sal wees. Dit word dan 'n uitgawerekening, naamlik handelsvoorraadtekort, en hierdie rekening gaan gedebiteer word. En ons gaan dan 'n baterekening, naamlik handelsvoorraad, wat dan ons gaan krediteer. Met ander woorde, ons gaan ons handelsvoorraadrekening moet verminder, sodat dit wat op die boeke is, dieselfde is wat ons dan nou getel het. Dit wil sê dan die verskil tussen die saldo van die handelsvoorraadrekening en die bedrag van die fisiese voorraadopname is wat ons dan nou hier gaan krediteer, as ook in ons handelsvoorraadtekort gaan debiteer. So indien die fisiese voorraadopname egter toon dat daar meer voorraad beskikbaar is as wat die saldo in die handelsvoorraadrekening toon, word dan nou natuurlik die teenoorgestelde gedoen. So daar gaan nou 'n inkomsterekening wees, handelsvoorraad surplus, en hierdie rekening gaan gekrediteer word en ons baterekening handelsvoorraad gaan dan gedebiteer word. Want natuurlik moet ons handelsvoorraadrekening dan nou meer word om te wys dat die hoeveelheid voorraad op hand dieselfde is as wat in ons handelsvoorraadrekening in ons boeke is. So dit wil sê die verskil tussen die saldo van die handelsvoorraadrekening en die bedrag van die fisiese voorraadopname is wat ons dan gaan gebruik om hierdie uit te balanseer. So byvoorbeeld, handelsvoorraad is dalk 15.000 en die fisiese voorraadopname is dan 10.000. So met ander woorde, ons gaan daardie 5.000 dan gebruik om die twee te balanseer. Nou gaan ons kyk na die wins en verlies met 'n verkoop van 'n bate. So wanneer ons dan nou 'n nuwe bedryfsbate verkoop of ons raak ontslae dan daarvan, word die volgende 5 stappe gebruik om dit te boekstaaf. So die eerste stap is ons gaan die kosprys van die bate uithaal, dan gaan ons die opgelope waardevermindering tot op datum bring, ons gaan die totale opgelope waardevermindering tot op datum dan weer uithaal, en dan doen ons die ontslae raak transaksie. So hier gaan ons dan nou bepaal of ons 'n wins of 'n verlies met die verkoop van die bate gemaak het, en indien die bate dan teen 'n wins verkoop is, sal dit as 'n inkomste toon in die inkomstestaat of die staat van omvattende inkomste. Indien dit as 'n verlies dan verkoop was, gaan dit as 'n uitgawe in die staat van omvattende inkomste of die inkomstestaat getoon word. Dan as ons kyk na ons inkomstebelasting, so hierdie is ietsie nuuts vir julle, voorheen was daar nie inkomstebelasting nie. Hierdie is een van die belangrikste aspekte rakende maatskappye. So julle moet asseblief seker maak dat julle hierdie onder die knie kry. Elke 6 maande, baie belangrik, word 'n beraamde of 'n geskatte bedrag vir voorlopige inkomstebelasting aan die SAID oorbetaal. Hierdie word deur die rekenmeester bereken as 'n persentasie van die vooruitgeskatte wins vir die periode. Dit word dus vooruitbetaal, wat die moontlikheid laat ontstaan dat daar aan die einde van die jaar nog 'n bedrag ten opsigte van inkomstebelasting verskuldig kan wees, wat dan as 'n las in die staat van finansiële posisie of in die balansstaat tans getoon sal word. Dit kan egter ook gebeur dat ons te veel inkomstebelasting gedurende die jaar aan die SAID oorbetaal, wat dan natuurlik as 'n bate in die staat van finansiële posisie of die balansstaat getoon sal word. Ons kyk nou na voorbeeld 3. Hierdie voorbeeld
is om julle te help om te kyk of julle kan verstaan hoe om inkomstebelasting in die algemene grootboek aan te teken. Ons gaan begin deur te kyk na die eerste transaksie wat hulle ons hier gee, 31 Augustus 2025. Hulle sê vir ons die voorlopige beraamde belasbare wins vir die jaar is bereken as R600,000 en die maatskappybelasting word dan nou bereken teen 28% van die belasbare inkomste, met ander woorde 28% van hierdie 600,000. Hulle sê ook vir ons 'n eerste voorlopige belastingbetaling ten opsigte van die eerste 6 maande word dan per EFO gemaak. Soos julle kan onthou, het ons gesê dat ons voorlopige belasting betaal elke 6 maande. So daardie transaksie gaan dan die volgende rekeninge affekteer, gaan natuurlik ons bank affekteer en dan ook die SAID inkomstebelastingrekening. Volgende kyk ons na Februarie die 25ste 2026. Hier sê hulle vir ons nou het ons 'n tweede voorlopige beraamde belastingbetaling gemaak en hier sê hulle die bedrag was R100,000 wat ons ook per EFO aan die SAID oorbetaal het. Weereens, selfs as die 31ste Augustus word bank en SAID inkomstebelasting geraak. Volgende gaan ons kyk na die Februarie die 28ste. So hier sê hulle vir ons het hulle nou die korrekte netto belasbare inkomste soos per staat van omvattende inkomste of dan nou ook bekend as die inkomstestaat bereken en dit beloop dan nou 650,000. So hierdie 650,000 is dan nou ons netto belasbare inkomste. So nou kan ons gaan kyk of die belasting wat ons betaal het op die 31ste Augustus en die 25ste Februarie voldoende is. Hoe gaan ons dit bereken? Ons bereken dit dan nou deur te sê 650,000 maal met 28/100 en dit gee vir ons R182,000. So hierdie R182,000 is wat ons aan die SAID moet betaal. Verder sê hulle dan vir ons moet nou die aansuiwerings toon in die inkomstebelasting teen 28% te bereken, soos ons nou hierbo gedoen het. En die twee rekeninge wat dan nou geaffekteer is dan nou die SAID as ook die inkomstebelastingrekening. Goed, so hierdie eerste transaksie op die 31ste Augustus gaan ons dan nou in die SAID rekening insit. Ons het nie 'n bank T-rekening hier om dit in te wys nie, so ons gaan dit net in die SAID rekening aan die debietkant toon as bank. Ons sou dit in die BJ gesit het en dan sê ons 600,000 want dit was die beraamde voorlopige wins wat hulle bereken het, maar met 0,28 of jy kan sê 28/100 en ons deel dit dan deur 2 want dit is net vir 6 maande of jy kan dit dan nou gemaal het met 6/12 en dit gee vir jou R84,000. Goed, dan die 25ste Februarie het ons 'n tweede beraamde belastingbetaling gemaak van R100,000 wat ons ook dan hier gaan toon aan die debietkant van die SAID rekening as bank, KBJ en ons sit net die R100,000 in. Nou as ons kom by die 28ste Februarie, het hulle nou die korrekte belasbare inkomste soos per staat van omvattende inkomste of die inkomstestaat bereken en hier het ons nou uitgewerk, ons moes 'n totaal van R182,000 aan die inkomste aan die SAID as inkomstebelasting betaal het. So ons gaan hierdie transaksie dan nou wys aan die
kredietkant, as inkomstebelasting as ons kontrarekening. Dit gaan in die algemene joernaal aangetoon word en dis 182.000. So, omdat hierdie ons kontrarekening is en ons het die T-rekening, gaan ons dit dan nou ook aan die debietkant van ons inkomstebelastingrekening toon as SAID inkomstebelasting, algemene joernaal en ook die 182.000. Goed, dan gaan ons nou ons SAID inkomstebelastingrekening saldeer. Soos julle kan sien, is die debietkant die grootste. As ons daardie twee bymekaar tel, kry ons 184.000 en dit wil dan sê ons gaan 'n saldo oorgedraai hê aan die kredietkant van R2000 en ons gaan dit afbring vir die 1 Maart aan die debietkant R2000. So met ander woorde, hierdie wys vir ons dat ons R2000 te veel aan die SAID betaal. Ons inkomstebelasting word dan afgeskryf teen die verdelingsrekening wat ons ook in die algemene joernaal gaan doen. En dit het ook 'n bedrag van R182.000. Nou gaan ons na die volgende nuwe onderwerp kyk, die verklaring van dividende, so ook die betaling van dit aan ons aandeelhouers. So die direkteure van die maatskappy kan besluit om die wins of net 'n gedeelte van die wins aan die aandeelhouers uit te betaal en ons noem dit aandele dividende. Nou die dividende word gewoonlik indien die wins dit toelaat meer as 1 keer per jaar verklaar of beloof aan die aandeelhouers en wanneer dit dan gedurende die jaar verklaar word, noem ons dit 'n interim of 'n tussentydse dividend. Wanneer 'n interim dividend verklaar of beloof word, word dit normaalweg ten volle ook gedurende daardie finansiële jaar betaal. Dit gebeur gewoonlik dat 'n finale dividend aan die einde van die jaar verklaar of beloof word, vanuit die huidige jaar se winste, maar dat daardie dividende eers in die volgende finansiële jaar uitbetaal sal word. So finale dividende wat reeds verklaar is, maar nog nie betaal is nie, gaan dan egter natuurlik 'n lasrekening wees in ons staat van finansiële posisie of dan balansstaat. Nou gaan ons kyk na voorbeeld 4 met betrekking tot die dividende. So hier sê hulle nou vir ons dat die maatskappy 'n gemagtigde aandelekapitaal van 600.000 gewone aandele het. Onthou, gemagtigde aandelekapitaal beteken net dat hulle nie meer as 600.000 aandele mag verkoop nie. Dan sê hulle vir ons op 1 Maart 2025 was 40% van die aandele uitgereik. Met ander woorde, 40% van die 600.000 aandele was dan nou al reeds uitgereik op die 1 Maart. Die eerste transaksie wat hulle vir ons gee hierso is op September die 10de 2025 en hier verklaar hulle nou 'n interim dividend van 25 sent per aandeel. Baie belangrik dat hierdie dividend is nog net verklaar. Hulle sê nie dat hierdie dividend alreeds betaal word ook nie. So op die 10de September, alhoewel interim dividende, soos ons genoem het, moet in hierdie finansiële jaar betaal word, dit nie noodwendig op dieselfde dag gaan gebeur nie. So hier word hy nog net verklaar. So die twee rekeninge wat geaffekteer gaan word is aandeelhouers vir dividende as ook gewone aandele dividende. Ons gaan dan die bedrag uitwerk as 240.000. Hierdie 240.000 het ons nou gekry deur uit te werk 40% van die 600.000
en ons maal dit dan met die 25 sent, wat vir ons R60,000 gee. Dan op Oktober die 5de sê hulle vir ons dat ons nou hierdie tussentydse dividend, of die interim dividend, dan per EFO aan die aandeelhouers uitbetaal. So hierdie R60,000 is eers uitbetaal op die 5de Oktober. Verder sê hulle nou vir ons, op Februarie die 25ste, het hulle nou 'n finale dividend verklaar van 35 sent per aandeel. Die 5de Oktober wil ek net gou vir julle wys dat bank en aandeelhouers vir dividende ons twee rekeninge is wat geaffekteer sal word, en dan vir die finale dividend sal dit wees aandeelhouers vir dividende en gewone aandele dividende. Ons gaan dit dan uitwerk as daardie 240,000 aandele wat uitgereik is, maal dit dan nou met die 35 sent, en dit gee vir ons R84,000. Hoe gaan ons nou hierdie transaksies wys in die algemene grootboek? Ons gaan nou kyk na die eerste transaksie, wat dan nou hier op die 10de September is, waar ons dan nou hierdie interim dividend van 25 sent per aandeel verklaar, en dit gaan dan nou ons aandeelhouers vir dividende rekening as ook ons gewone aandele dividende rekening raak. So aandeelhouers vir dividende gaan gekrediteer word met gewone aandele dividende. Dis 'n algemene joernaaltransaksie en dis R60,000. Ons gaan dan ook dit debiteer by gewone aandele dividende, wat ons aandeelhouers vir dividende as kontrarekening het, algemene joernaal R60,000. Dan die 5de Oktober het hulle dan nou hierdie tussentydse dividend betaal, en dit gaan net ons aandeelhouers vir dividende rekening raak. Aan die debietkant gaan ons dan nou hê bank, KBJ, en dis daardie R60,000. Dan op die 25ste Februarie is dit nou die finale dividend wat verklaar is. Onthou, dis verklaar, dis nog nie betaal nie, en daarom raak dit net ons aandeelhouers vir dividende as ook ons gewone aandele dividende rekening, en dit gaan dan daardie R84,000 bedrag wees. So aan die kredietkant van ons aandeelhouers vir dividende gaan ons gewone aandele dividende hê, algemene joernaal R84,000, as ook aan die debietkant van ons gewone aandele dividende, wat ons dan aandeelhouers vir dividende het, algemene joernaal R84,000. Onthou, ons gewone aandele dividende word dan afgeskryf teen die verdelingsrekening vir 'n totaal van R144,000. Kom ons kyk nou na die verdelingsrekening. So die onverdeelde inkomste of winste na die belasting en na die dividende betaal was, word dan nou oorgedra na die behoue inkomsterekening. Die berekening van hierdie bedrag word in die verdelingsrekening getoon. So met ander woorde, ons gaan dan die verdelingsrekening afskryf teen die behoue inkomsterekening. Die verdelingsrekening is die laaste finale rekening en word stapsgewys as volg opgestel. So eerste dra ons die korrekte netto wins oor voor belasting. Dit word in ons verdelingsrekening getoon as wins en verlies rekening. Dan sluit ons die inkomstebelaste rekening af na die wins en verlies rekening. Ons sluit die gewone aandele dividende rekening af, soos in die vorige aktiwiteit gewys, na die verdelingsrekening, en dan bereken ons die oorblywende bedrag, so die saldo bedrag, die
bedrag wat dit sal uitbalanseer is dan hierdie oorblywende bedrag en dit sal dan ons balanserende syfer wees wat na die behoue inkomste rekening sal gaan. Goed, ons kyk nou na voorbeeld 5 met betrekking tot behoue inkomste en die verdelingsrekening. So hier sê hulle vir ons, die inligting het betrekking tot Sanniebul beperk en dit is geneem van die rekords 28 Februarie 2025, die laaste dag van die finansiële tydperk. Dan vra hulle vir ons toon alle volledige inskrywings in die geopende grootboekrekeninge vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. Dan die inligting wat hulle vir ons gee is die saldo vir behoue inkomste op 1 Maart 2024 wat 143.000 is. Hulle gee vir ons die netto wins vir die jaar voor belasting 780.000. Die inkomstebelasting wat bereken is teen 30% van die netto wins. Hierdie bedrag gee hulle nie vir ons nie, ons gaan dit moet uitwerk. En dan gee hulle ook vir ons die gewone aandele dividende van R450.000. So hierdie inkomstebelasting gaan ons nou bereken deur die netto wins te vat, 780.000, maal dit dan nou met die 30% of 0,3 en dit gee vir ons dan die inkomstebelasting bedrag van 234.000. Nou om hierdie inligting in ons algemene grootboek en hierdie twee rekeninge aan te toon, gaan ons begin met die behoue inkomste saldo op die 1 Maart. Aan die kredietkant van behoue inkomste het ons 'n saldo afgebring 143.000. Dan gaan ons toon die inkomstebelasting wat ons bereken het, dit gaan in die algemene joernaal aangetoon word van 234.000. Ons gaan ook die gewone aandele dividende van 450.000 aantoon aan die debietkant van die verdelingsrekening. En dan aan die kredietkant van die verdelingsrekening gaan ons dan nou die wins- en verliesrekening hê van 780.000. Onthou, soos ek vir julle gesê het, gaan die behoue inkomste, die verdelingsrekening gaan teen die behoue inkomste afgeskryf word, maar dit sal dan ons balanserende bedrag wees. So, ons gaan nou ons totale kry aan beide kante, 780.000, en dan gaan ons aan die debietkant hê behoue inkomste, algemene joernaal, en daardie bedrag bereken ons dan deur te sê 780.000 minus die 234.000 minus die 450.000 wat dan vir ons 96.000 gee. So hierdie word dan nou afgeskryf teen ons behoue inkomste. So aan die kredietkant van behoue inkomste het ons dan nou die verdelingsrekening, algemene joernaal, R96.000.